Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my Donkerhof Sisters reeks, beskikbaar in e-boek en luisterboek. 3 susters, 3 voorbestemmings, 3 maniere om die wêreld te verwoes. Ga na ronelthemythmaker.com/Donkerhof Sisters om meer te leer. Ons gaan voort met ons verkenning van alleenlopervee. Vandag se vee, dwerge, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Dwergar kan verwys na die ras van dwerge in die Noorse mitologie, of die Simonside dwerge. In die Germaanse mitologie is dwerge klein mensvormige wesens, soms kort en lelik, wat in berge en in die aarde woon. Hulle word gewoonlik geassosieer met mynbou, smeedwerk en handwerk. Die Simonside dwerge is 'n ras van dwerge wat met die Simonside heuwels in Noord-Engeland geassosieer word. Hulle verheug hulle klaarblyklik daarin om reisigers op die manier van die dwaallig te laat dwaal. In koerante, die Morpeth Gazette 1889 en boeke, The Duergar in Folktales of the North Country deur F. Grice 1944 en Legends and Folklore of Northumbria 1930, word hierdie dreigende dwerge gelei deur een bekend as Rory. In die Noorse mitologie is dwerge entiteite wat afkomstig is van rotse en aarde. Hulle is bekend vir hul handwerk, metaalwerk, wysheid en hebsug. Hulle word beskryf met 'n lykbleek vel en gitswart hare. En nou vir my interpretasie van die vee en 'n oorsprong van die vee dwerge. Dwergar is uitruilbaar met dwerge, nie dwergie nie, afhangende met wie en vee jy praat. Vir die meeste beteken dwergar dat groot dwerge opgedaag het, gereed om te oorwin. Alhoewel nie deel van die helder of donker howe nie, word hulle nietemin deur die meeste vee gevrees. Dwerge is so lank soos kort mense. Hulle het grove baarde, groot spiere, stewige lywe en hande wat skedels kan vergrys en ingewikkelde metaalontwerpe in gelyke mate kan skep. Afhangende van waar hulle kom, het dwerge velkleure wat wissel van sneeuwwit tot ebbehoutbruin. Die meeste dwerge hou oor die algemeen vir hulself en speel met edelstene en metaal wat deur die aarde opgelewer word, hoewel daar diegene is wat oormatige hebsug het. Dit het daartoe gelei dat hulle uiters diep in die aarde gegrawe het, byna tot by die kerker Tartarus, waar bose onsterflike wesens gevange gehou word. Sommige dwerge het vandag daar in die onderwêreld gaan werk. Hier het hulle onbeperkte toegang tot die skatte wat die aarde hou. Hulle werk as leiwagte en algemene bediendes vandag. Alle dwerge is uiters begaafd waar dit kom by die werk met edelstene en metaal. Die voorwerpe wat hulle daarvan skep is bekend. Hulle is ook bekend vir hul krag en magiese kragte. Diegene wat verkies om te oorwin, ingee aan hul hebsug, het nie beswaar om hul kragte met donker voorwerpe aan te vul nie. Hulle is die slegste van hul ras. Diegene wat die donker koning deur hul hebsug kruis, deur sê amper die opening van Tartarus, word deel van die ongesiene menigte en verloor alles wat hulle as dwerge gehad het, hul kultuur, huise, persoonlikheid ensovoorts. Dis 'n lot erger as die dood. En nou hierdie wese in Engels, dwergar of dwarf. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom jy na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie?
Allochtone volkskunde, toerkrag en gevaar wag. Pas op! Sluit aan vir boeke en volkskunde.